uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die koninkryk tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente van die Here Jesus Christus, genade vir julle, die vrede van God ons Vader en van Jesus Christus wat opgestaan het uit die dood en lewe en van die Heilige Gees. Ons gaan nou die Here loof met Psalm 146. Prys die Here, loof en prys hom. Ons sing die eerste, die derde en die 6de vers. 1, 3 en 6 van Psalm 146. Ek lees vanoggend as wet van die Here, Johannes 15, die eerste 8 versies daar, en dan gaan ons sing daarna as 'n antwoord op die Here se woord, lied 284. Ons sing die hele lied saam, laat Heer U vrede deur my vloei. Dit kan julle sing terwyl julle bly sit. Maar kom ons luister nou eers na wat Jesus sê in Johannes 15. Jesus het gesê, ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra, nie sny hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, sny hy weg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reggesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my bly nie, word hy weggegooi.
soos 'n lood in 'n verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil, en julle sal dit kry. My Vader word juist daardeur verheerlik, dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Ek is die wingerdstok, julle die lote, sê Jesus, wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Hierdie innige verbondenheid aan die Here Jesus, die daaglikse fokus op hom, die daaglikse navolg van hom, die daaglikse doen soos die Here Jesus ons opgedra het, is deel van wie ons is, as lote van die wingerdstok. Kom ons sing nou die 2:8-4, die 3 verse daar. Ons skriflesing vanoggend kom uit Johannes 20. Ons gaan van vers 24 af lees. Johannes 20 begin met die berig van die leë graf en dan verskyn Jesus aan sy disippels daai selfde Sondag aand wat hy opgestaan het. Maar ons lees Thomas was nie by toe hy aan sy disippels verskyn het nie. So ons gaan nou lees van Thomas. Maar kom ons word eers stil. Ons aanbid die lewende Here.
Jesus Christus, ons verlosser, U wat die dood oorwin het, U wat ons straf vir ons sonde gedra het op Golgotha, sodat ons kan leef, sodat ons God se kinders kan wees. Ons dank U, Here Jesus, vir U offer en ons prys U as ons koning, ons leidsman, ons hoof. Ons bring onsself vir U, Here Jesus, en bid dat U deur U Gees in ons sal werk en ons sal help om U te volg elke dag. Hemelvader, ons dank U vir die reën wat geval het. Na die droogte. Here, ons wêreld is so stikkend in die mekaar, die klimaat is ontwrig. Ons weet dat daar besluite geneem word oor goed om te doen om die klimaat beter te maak en die globale verwarming te stuit, Here, maar ons weet ook dat dit te min is en te laat. Ons sien die tekens van die woedende natuur. Storms en droogte en Here, hou ons wêreld vas. Hou vir ons vas, Hemelvader. Sorg vir ons soos wat U beloof het. Die Here Jesus het gesê, U sorg vir die mossies en die lelies, soveel te meer nie vir ons nie. En daarop wil ons verlaat, Here, dat U ons elke dag, ons dagse brood sal gee. Ons is hier by mekaar, Here Jesus, as U gemeente, U kerk, ons behoort aan U. Ons wil ook graag vanoggend 'n woord van U hoor. En daarom bid ons dat U die saam lees en die verkondiging van die woord vanoggend ook aan ons elkeen sal seën deur die werk van U Gees. Amen. Johannes 20, ons lees van vers 24 af. Thomas, wat ook Didymus genoem is, een van die 12 was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar, en die Thomas was by hulle. En hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, en kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou, omdat jy my sien, gelukkig is die wat nie gesien het nie, en tog glo. Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek geskrywe is nie, voor sy disippels gedoen, maar hierdie wondertekens is beskrywe, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Vers 25 sê Thomas, as ek die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek in my hand in sy steekie, sal ek nooit glo nie. Vir ons kinders vra, hoekom was daar merke aan Jesus se hande?
Julle onthou, wat het gebeur? Dat 'n merk aan sy hande was. Julle skaam. Ja? Ja, dis die wonde van die spykers, nee. Nou ons dink altyd dis deur sy handpalms, maar dis nie so nie, die spykers is hier deur. Tussen die twee pype. Want as dit hier deur was, sou die gewig van die liggaam van die gekruisigde nie aan die spykers gebly het, sou uitgeskeer het, maar dis hier deur. Het hulle die spykers geslaan. Dis eintlik deur sy polse of net agter sy polse. En dan die gat in sy sy. Waar kom dit vandaan? Die spies. Ja, na Jesus se dood het hulle mos 'n spies in sy sy gesteek om te kyk of hy regtig dood is, en toe loop daar water uit en bloed as bewys dat hy regtig dood is. Dis nou die volgende week. Ons weet nou nie, die wonde het nie waarskynlik, beslis moes nou genees. Dis 'n wonderliggaam wat Jesus gehad het toe hy opstaan, so ons weet nie presies hoe die wonde gelyk het nie. Maar ek wonder, as ek die stukkie so lees, hoekom Thomas nie by was daai Sondag aand na Jesus opgestaan het. Toe is almal bymekaar hulle die deure gesluit, want hulle was bang dat die Jode nou op hulle ook gaan toeslaan, na hulle vir Jesus uit die weg geruim het, maar Thomas is nie by nie. Het hy al klaar besluit dat dit nou verby is? Dat alles wat hulle beleef het saam met Jesus daai 3,5 jaar, dat dit nou wonderlik was en alles, en eintlik die beste tyd van sy lewe, maar dis nou verby. En hulle moet nou maar ophou om te probeer om as groepie by mekaar te wees, want dis Jesus wat hulle aan mekaar gebind het en nou sy werk. So Thomas besluit hy gaan nou maar sy eie gang. Ons sal nie weet nie. Al wat ons weet is dat hy nie by was toe Jesus sy disippels kom opsoek het daai Sondag aand nie. En hy glo ook hy sy disippels toe hulle vir hom sê dat Jesus na hulle toe gekom het nie. Hulle sê vir hom, ons het die Here gesien. Hy sê, hy konna. Dit glo ek nie. As ek met my vingers in die merke van die spykers druk en my hand in sy steekie, sal ek nooit glo nie, sê hy. Klink nogal bekend nie waar nie. Mense wat sê dat jy moet bewys dat God daar is voor hy sal glo. Want Thomas weet niks van glo nie, hy sê sien is glo. Die feit is omstootlik. Hy was daar toe Jesus gesterf het op Golgotha. Hy het gesien hoe begrawe hulle hom in Josef van Arimatea se graf daar naby die kruis. Dis tog wat hy weet. En dis al wat hy weet. En as hy nie wetenskaplik kan bewys dat Jesus leef, gaan hy dit nie glo nie. Ons hoor vandag nog sulke stemme opgaan van moderne Thomasse wat sê, ja, maar die belydenis dat Jesus uit die dood opgestaan het, dis een van die groot struikelblokke om te glo. Wyle minister Pik Botha het gesê, as jy dood is alles verby. Daar's niks na die dood nie. Dis soos 'n hond wat dood is die einde. As jy dood is jy dood. Daar's ander ook wat soos hy dink. Veral oor Jesus se opstanding. Hulle sê, hulle het groot probleme met die belydenis, want nêrens in die mediese wetenskap kan jy bewyse vind dat iemand na sy dood weer lewendig geword het nie. Dood is dood.
Dis wat Thomas ook sê, Jesus is dood. Hy het dit met sy eie oë gesien. En niks sal hom anders laat dink, as hy dit nie met sy eie oë kan bevestig nie. Ek weet wat ek gesien het, en ek weet wat ek weet. Wat doen Jesus met Thomas? Interessant dat Jesus nie vir Thomas gaan opsoek waar hy alleen is, weg van die ander nie. Jesus wag tot hy weer by die ander disippels is, voordat hy hom na Thomas toe draai en sê, Thomas, kom hier, ek wil vir jou my wonde wys. Dit laat my nogal wonder oor mense wat sê, hulle kan Jesus of God beter dien in die natuur as in die kerk. Ek sê nie, mens kan nie God in die natuur ontmoet, nie, natuurlik kan jy. Maar in die kerk is die plek waar God se volk bymekaar kom en waar Jesus in ons midde is, om met ons besig te wees. Daarom twyfel ek of moderne Thomas ooit tot rus sal kom. Want hulle is nie by waar Jesus ons ontmoet nie. Hulle staan buite en wys die vinger en skud die kop. In elk geval toe Jesus die volgende Sondag weer na sy disippels kom, is Thomas by. Seker maar oor die disippels hom gesê het, maar moenie wegbly nie. Kom saam met ons. En Thomas is by. Ek vermoed dat party van die disippels gedink het, ja, nou gaan Thomas hom lekker op sy herrie kry. Jesus gaan hom sekerlik 'n paar lesse leer. Maar dit is nie wat gebeur het nie. Jesus het deernis met Thomas se vra, en daarom draai hy dadelik met Thomas en sê, Thomas, ek wil jou help om te verstaan dat ek opgestaan het. Ek wil jou help om seker te maak dat dit regtig ek is. As dit dan nou nodig is, om jou te oortuig dat ek leef. Kom bring jou hand, kom steek jou vinger in my sy, in my wonde, en druk jou hand hier in my sy, sodat jy kan glo, dis regtig. Wat doen Thomas? Thomas gaan nie soos 'n agie nader en sê, wag, laat ek kyk of dit waar is. Thomas val op sy knieë voor die lewende Here. En hy sê, my Here en my God. Thomas het getwyfel totdat die lewende Here self voor hom kom staan het. Voordat hy die lewende Christus ontmoet het, het hy die vraag gehad, maar toe verdwyn die twyfel daar in Christus se teenwoordigheid. Alle skeptisisme en vrae is weg. En bely hy dat Jesus sy Here is. Miskien is een van julle ook vanoggend by die punt wat julle sukkel om te glo. Dat jy dink, is alles daarom net te goed om waar te wees. Dan moet jy vanoggend hoor, die evangeliewoord, die goeie nuus, is dat Jesus begrip het daarvoor as jy sukkel om te glo. Hy verstaan jou ongeloof en jou twyfel, en hy wil vir jou ook soos Thomas tot 'n nuwe geloof bring. 'n Nuwe oortuiging. Selfs al is dit vir jou moeilik om te aanvaar dat die Here Jesus leef. So moenie skaam wees en wegkruip vir die Here nie. Ek onthou toe ek op skool was,
was daar 'n groot herlewing in die hoërskool. En die kinders het in pauses het hulle in 'n klas bymekaar gekom en liedere gesing, aanbiddingsliedere en so. En ek het wye draaie geloop om daai klas. Ek het weggekruip. Seker maar soos Thomas. Skaam, omdat ek nie die vrymoedigheid het om te sê Jesus leef nie. Skaam, omdat ek nog nie voor die Here gekom het en myself weer opnuut aan hom gegee het, soos my ouers toe gedoop is gedoen het nie. En ek het wye draaie geloop om die klas. Miskien doen jy dit ook. Die Here Jesus verstaan jou. Die probleem met Thomas en sy geesgenoot is dat hulle sê sien is glo, maar dit is die Bybelse geloof nie. Bybelse geloof sê Jesus vir Thomas begin juis nie met sien nie. Gelukkig sê hy vir Thomas is die wat nie gesien het nie en tog glo. In Hebreërs 11 vers 1 staan dit so, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Bybels geloof is nie om oortuig te word deur onomstotelike feite nie, maar om oorrompel te word deur die persoon van Jesus. Ek het weer sê, Bybelse geloof is nie om oortuig te wees van onomstotelike bewyse nie, maar om oorrompel te word deur die persoon van die opgestane Jesus. Om in hom te glo, omdat jy hom vertrou, omdat jy aanvaar dat hy God is en daarom meer is as wat jy kan sien en kan bewys. Hy is God, nie gebonde aan ons menslike moontlikhede en bewysbaarhede nie. En daarom druk Thomas nie sy vinger in die wonde nie. Of in Jesus sê nie, maar val hy soos 'n dooie voor Jesus se voete in aanbidding. Thomas is nie deur die verhale van sy vriende oortuig nie, maar deur 'n ontmoeting met die lewende Here. Laat my dink aan Paulus, op pad na Damaskus om die kerk te gaan vervolg. En dan langs die pad ontmoet hy die lewende Here. En hy staan daar op van die pad af waar hy neergeval het. 'n nuwe mens. Oorrompel deur die persoon van die lewende Here. Prof Willie Jonker het gesê, as jy nog nooit getwyfel het nie, oor of God bestaan en of alles regtig is, jy weet 'n mens dink so oor die dinge en jy bid en gebeur niks en dan begin jy wonder, maar is alles regtig? Verbeel ek my nie man, is dit maar 'n uitgedinkte storie nie. Hy sê, as jy nog nooit daar is waar jy gewonder het of alles waar is nie. Dit sê hierdie groot teoloog, sê, dan het jy nog nooit regtig gedink, diep gedink oor God en oor jouself nie. Twyfel, kom van tyd tot tyd oor ons almal. Dis hoe ons is. Dis die aard van geloof. My dogter het oor haar eie geloofsworsteling eenslag so treffend gesê. Sy sê, sy het nog altyd geglo dat die Here aan die ander kant haar twyfel
vir haar wag. Soos hy vir Thomas gewag het, die hele week lang gewag het. Ek dink vir Thomas was daai week 'n verskriklike lang wag. Aan die ander kant sy twyfel, wag die Here Jesus hom in. Ek dink die probleem wat baie mense met geloof ervaar, is dat hulle op 'n verkeerde plek en na sekerheid soek. Hulle soek dit in bewyse soos Thomas, hulle soek dit in die wetenskap. Maar dit bring nie vir jou rus nie. Ons kan nie God bewys nie, julle. Ons moet in hom glo. En dit kan net God vir ons skenk. Hoe het Augustinus gesê, die kerkvader, 'n mens se siel bly onrustig in hom, totdat dit rus vind in God. Daar vind jy rus en verdwyn jou twyfel. Daarom sê Jesus in Matteus 11 vers 28, kom na my toe en ek sal julle rus gee. Dis hoekom ons in die begin Johannes 15 gelees het, dat ons veranker aan die wingerdstok moet bly, ingegroei in die Here Jesus in. In Jeremia 29 vers 13 en 14 beloof God, en dis nou die 2020 vertaling, julle sal my soek en vind, as julle my met julle hele hart raadpleeg. Ek sal my deur julle laat vind. So as jy sukkel om te glo, moenie moedeloos word nie. Of besluit dat sommer alles nonsens nie. Wag op die Here. Bly soek na hom. Want hy wag vir jou ander kant, jou twyfel en ongeloof. Hy sal ook vir jou rus gee. Dis die evangelie. Amen. Kom ons bid nou saam. Here, ons aanbid U. U is ons Here. Help ons, Here, om dit te glo. Amen. Halleluja, lied 209, al my twyfel bring ek Jesus. Hy sal sy belofte hou. Kom ons sing al 50 versies van hierdie lied saam.
ons ontmoet het, vir hulle gesê, vrede vir julle. En nou stuur hy ons ook weg met hierdie woord, dat ons vir hom kan gaan leef. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly by julle almal. Amen.